Goeiemôre. Ons reis steeds saam met Jesus in sy voetspore en vandag gaan ons voort met ons reis deur die boek van Matteus en ons is vandag by hoofstuk 9 waar Jesus in Kapernaum aankom en 'n verlamde man genees. Ek dink as ek vandag se gedeelte of boodskappe 'n titel sou gee, sou hierdie boodskap se titel definitief gewees het: Geloof wat meer as woorde is, maar wat dade bewys. Geloof wat dade bewys. Ons skrifgedeelte kom uit Matteus 9 vers 1 tot 8. In hierdie gedeelte sien ons 'n besondere ontmoeting tussen Jesus en 'n verlamde man wat deur sy vriende na hom toe gebring word. Hulle geloof het nie gestop by woorde nie. Dit het hulle in aksie gesit en dit het hulle laat optree. En hierdie verhaal word eintlik sprekende getuienis van wat ware broederliefde regtig beteken. Hulle het hul vriend tot by Jesus gebring en al moes hulle struikelblokke oorkom om hom uiteindelik by Jesus aan huis te bring deur al die hordes mense waardeur hulle moes kom. Nou die onmiddellike vraag wat in my hart opkom, ek weet nie of dit in jou hart ontstaan nie, is wat is ek bereid om op te offer en te doen vir my broer of vir my suster? En wat is die koste wat ek sal betaal om my broer te help wat in nood of krisis is? Wanneer Jesus die man sien, hy sê nie eers vir hom word gesond nie, maar hy sê vir hom eers hierdie woorde: hou goeie moed, of wees opgeruimd seun, jou sondes is vergewe. Jesus sien dat die grootste nood in hierdie man se lewe nie net fisiese genesing is nie, maar geestelike herstel, soos ek en jy ook maar. Jy sien, ware geloof bring mense na Jesus toe. Die vriende se geloof het hulle gedryf om iets vir hom te doen, om iets meer te doen as om net te praat. So, wat bring ek en jy na Jesus toe in ons elke dag se lewenswandel? Wat bring ek en jy na ons vriende toe? Jou dade wys jou geloof in wese. So die vraag is, hoe is jou dade besig om jou liefde vir jou broer of jou suster te bevestig? Jesus ken ons harte. Hy ken ons sonde en ook ons diepste krisis. Al het hierdie man fisiese genesing nodig gehad, het Jesus eers sy sonde aangespreek. Ja, miskien moet ons dit weer hoor vandag. Moenie met sonde speel nie. Dit is gevaarlik. Interessant dat Jesus elke keer wanneer hy mense genees het, hulle gesê, gaan en sondig nie meer nie. Sonde is gevaarlik. Dit maak siek en dit maak uiteindelik dood. Die goeie nuus vandag is dat daar vergifnis is vir hulle wat hulle self bekeer voor die Here. Deur vergifnis en 'n lewensaanpassing stap ons nie net weg van ons sonde af nie, maar ons stap ook weg van die konsekwensie van daardie sonde, wat vloek, siekte en dood is. Jy sien, dit is presies wat heiligmaking is wat ons in die Bybel van lees. Dis die uittrek van die ou sondige mens met sy sondige begeertes en gewoontes. En ook stap ons weg van siekte en vloek en die aantrek van die nuwe geesmens. Maar nie net die aantrek van 'n nuwe geesmens nie, maar ook die aantrek van seën en genesing en ook die ewige lewe. Jesus weet wat ons regtig nodig het. En hy wil ons deel maak en heel maak binne en buite van sy koninkryk en van sy heerlikheid. Nou, Jesus het hierdie man se krisis raak gesien en hy het hom gehelp.
Maar dank sy vriende wat hom daar uitgebring het, was hierdie man se lewe daardie dag radikaal verander. Nou ek wil vandag vir jou 'n eenvoudige getuienis bring van 'n soortgelyke verhaal wat in my lewe plaasgevind het. En ek wou dit al by 'n vorige geleentheid gedoen het en mense het my nou al gevra daaroor want ek het op 'n stadium gesê ek het 2 stories wat ek wil vertel. En hier is die tweede storie wat ek vandag wil vertel. Ek was op 'n toer saam met die manne wat glo. En ons het deur die land getoer en toe ons daar by Walvis Baai kom, toe het ons daar soos Wafferse jong manne het ons besluit om mekaar te dice teen die duin uit. Daar het ek 'n krisis ontwikkel en op pad teen die duin uit het ek 'n vernouing in een van my are, een van my hartvate het ek ontwikkel. Ek het daardie vernouing vir so 3 dae getroetel, tot ek uiteindelik in Windhoek gekom het, waar die vernouing uiteindelik 'n bloedklont geword het wat in my aar was, en wat die bloed so vernou het, dat ek letterlik op die randjie van 'n baie groot hartaanval was. Terwyl ons klank opstel in die wapsaal daar in Windhoek, het Jan de Wet so verby my geloop en vir my gesê, Willie, iets is nie lekker nie, jy lyk soos lood. En hy het dadelik omgedraai, en in die gehoor het hy gevra, is daar iemand wat vir Willie kan hospitaal toe vat? Ons het 'n krisis. En ek sal nooit vergeet, hoe daar 'n man opgestaan het, onmiddellik. En hy het pas daar aangekom. En hoe hy my vat hospitaal toe. Hy het baie gepraat, maar ek was net hier, so. Want ek was baie siek. Ek was regtig op 'n baie slegte plek. By die hospitaal aangekom, het hulle my onmiddellik by ICU nie, by ongevalle ingeboek. En daar op die bed van ongevalle het hulle 'n EKG gedoen en vir my vriend laat weet, die persoon wat my gevat het, laat weet, dat ek het 'n hartaanval gehad en ek is besig om een te kry. En as ek nie R220.000 op die tafel neersit nie, kan hulle vir my niks doen nie, omdat ek 'n Suid-Afrikaanse burger was en hulle aanvaar nie Suid-Afrikaanse mediese fondse nie. Daar het ek op die bed gelê, salig onbewus van niks nie. En ek het gedink, wel, hulle sal my seker maar help. Hierdie man het in sy motor gespring, na sy gastehuis toe gery, en hy het sy chequeboek gaan haal. 'n man wat my glad nie ken nie. 'n man wat niks weet van my nie. Hy ken my net op sterkte van my musiek. Hy het 'n cheque uitgeskryf van R210.000. Ek het hom vandag nog, hier is hy, in my hand. Hierdie cheque moet eintlik 'n groot teken oor hom geskryf hê, 'n groot woord. Daai woord moet wees genade. Nadat hy die cheque uitgeskryf het, het hulle my dadelik na die angioplastie teater toe gejaag, gehardloop met my, en daartoe 'n noodprosedure stent ingesit. Dit het my lewe gered. Dit was 'n kosbare oomblik, waar iemand, wat my van geen kant af geken het nie, my lewe gered het. Die daaropvolgende dag het ek na die kantoor toe gegaan, want hulle het vir my gesê, die mense wil graag met my praat, want daar is 'n probleem met die betaling. Toe ek daar kom, toe sê hulle vir my, meneer, in Namibië mag jy nie meer as 'n $90.000 cheque uitskryf nie. En hierdie was 'n $220.000 se cheque, of 'n $220.000 se cheque. Net daar en dan het ek hulle met my mediese fonds in aanraking gesit, en dadelik het hulle dit uitgesorteer.
En hierdie cheque het nooit deur die rekening gegaan nie. Maar, soos met Abraham wat die mes opgelig het, en gereed was om die mes te steek, was hierdie cheque reeds uitgeskryf. En die oomblik, die daad van geloof, was reeds gedoen. Dit het my hart op so 'n kosbare manier aangeraak, dat ek met hierdie man in aanraking gekom het, sy naam is Andrei. Ek wil nie terwille van hom sy identiteit verklap nie. Maar, ek sal vir ewig 'n vriend bly van Andrei. Ons is vandag kosbare vriende. En hierdie cheque is 'n cheque wat vir my sê, geloof is meer as woorde. Geloof is 'n daad. Nou, ek kan jou vanaand nog baie ander stories vertel, van baie ander mense wat 'n radikale verskil in my lewe gemaak het, omdat hulle in 'n oomblik, wanneer die Here met hulle gepraat het, gehoorsaam was. Mense wat op 'n gereelde basis in my lewe 'n groot verskil maak, omdat hulle kies om deur die Here gebruik te word. En daarom wil ek jou motiveer, om daar in jou sfeer van invloed, daar waar jy deel is van 'n geloofsgemeenskap, of waar daar mense is wat besig is met die evangelie, om ook 'n verskil te maak. Om, ja, selfs al is dit net om jou hand op iemand se skouer te sit, en vir hom te bid. 'n Glimlag, vriendelikheid. Sommige net om vriendelik te wees by die garage, met iemand wat vir jou brandstof ingooi. Wees jy 'n instrument in die hand van die Here, en wees elke dag iemand wat sy geloof sigbaar word deur sy dade.